Bartu, goeienaand, baie welkom. Is lekker om hier te hê. Baie dankie, is lekker om hier te wees, man. Ja man, ek is so opgewonde om bietjie met jou te gesels oor jou storie en vir mense wat dalk hier is vir die eerste keer vanaand en jy dalk gesien Bartu is hier, jy wil graag sien Bartu kerk, hoe presies gaan hy perform? Ek is jammer om die nuus te breek. Hy gaan nie sing nie. Hy gaan net nie sing, maar jy kan net deur sy stem te luister, kan jy hoor, hy kan mooi sing. As jy dalk nog nie geluister het, jy gaan luister. Begin deur te sê baie geluk. 2 van jou liedjies dubbel platinum geslaan hierdie week. Impulsief, HTO, baie geluk. Wel dan, ek dink ons kan vir 'n hand gee. Wel dan. Ja, wel dan. So Bartu, vir elkeen wat hierso sit, vir almal wat hierso bywoon, is hierdie 'n reeks wat ons elke jaar doen en wat ons doen is ons nooi mense. En dis vir my so lekker om tydker mense se stories te hoor, om te hoor hoe presies balanseer 'n mens jou verhouding met die Here en dit wat jy doen en hoe jy eintlik in dit wat die Here jou gegee het en geskep het, maar net floreer en hoe presies kry jy dit reg, hoe dit daar uitgekom, maar ons altyd 'n storie agter die storie. Nee, verseker. So ons wil 'n bietjie gesels oor die storie. So kom ons begin net eerstens by die begin. So sê vir my so 'n klein bietjie, hoe het Bartu groot geword? Soos die begin. Ja, okay, jy hoef nou nie na daai aand toe te gaan nie. Dit is dis dalk nie van toepassing nou nie. Maar jy hoef nou nie ook te begin toe jy ek seker jy kan nie onthou toe jy begin loop het nie, maar waar jy kan begin. Om dit vir julle op te som. Ek het in Very Glen groot geword, daar in die ooste van Pretoria. Ek het vir 21 jaar in dieselfde huis gebly. Saam met beide my ouers. En ongelooflik sportief gewees, 100% in die rugby en die cricket en alles wat 'n bal betrokke gehad het, dit het ek gedoen. Awesome. Ek het 'n ouer boetie en 'n ouer sussie, ek is die jongste van 3. Ons almal 2 jaar uit mekaar uit. Ek was in laerskool Anton van Wouw gewees. Laerskool wat? Anton van Wouw. Anton van Wouw. Wie was Anton van Wouw? Nee, iemand wat wou. Ek weet nie. Okay. Nietemin, hoërskool het ek ingetree in Menlo Park vir 2 jaar, toe het ek oorgeskuif Garsfontein toe. En ja, ek het toe na skool nie gaan swat nie. Ek het aanlyn studeer, ek het opgeskop want musiek het toe ingespring. 100%. Great. Ek love die storie want kyk, ek weet nie wat dalk net 'n vol driehoek joke is nie, maar hoe weet jy iemand was in Menlo? Hoe? Hy sê jy. So ek dink hy's ek joke. Dis 'n affies. Kyk, is eintlik van toepassing met enige skool in Pretoria. So dis eintlik nie fair nie, maar dis great. So het baie normaal eintlik maar groot geword, dinge gedoen. Ja, 100%. Waar het liefde vir musiek begin? Want soos jy nou praat, liefde vir sport is eintlik 100% daarso. Yes. Maar jy doen nie sport soos wat ek speel tans bietjie golf en action cricket, maar dit is net hobbies. Maar nie professioneel nie. Nee, ek wens. Jy's nie hier vir sport omdat jy bekend is in sport nie. Nee. Dit is net die snor wat my hier gekry het. Okay, great. So. Nee, die liefde vir musiek, daar's musiek in my familie nou al vir baie jare. Meer aan my ma se kant van die familie. Ons het nie regtig meer baie kontak met daai kant van die familie nie altans, maar hulle, my oom en my neef, as ook my oupa, my ma se pa, en my ma se ma altans was baie in klassieke musiek in gewees. Okay. Hulle sing tot en met vandag toe nog opera. My ouma is nou oorlede, sy was 'n ongelooflike goeie pianis gewees. Maar aan die Afrikaanse kant, my pa se naam is Pieter George van der Merwe Swiegers. So mens kan nie regtig meer Afrikaans kom as dit nie. En as jy weer na my ma se kant toe gaan, is dit Cecilia Lucia en Isabella Bonafede. So dit is soos 'n dag en nag. Wat is dit? Dis veronderstel om Italiaans te wees. Sure. So ek is so klein mengelmoes tussen die twee. Ek verstaan net die pizza ding. Pasta, sorry. Altyd van hulle is dieselfde, is dit nie? Nee, ek speel. Okay, cool. So dis is twee wêrelde. Is jy mooi Italiaans of sê maar sit op? Nee, dit is bietjie verder terug. Okay. Along the line, maar my oupa se naam is Rosario gewees. Ek het hom nooit ontmoet nie, maar ek neem aan hulle was bietjie meer aan die Italiaanse kant gewees. As ek nou maar net luister na die name. Yes. Maar nietemin, waar die musiek ingespring het is ek het hier in nou moet ek net mooi dink. Ek dink ek was seker graad 10 gewees. Daarom het ons ou gehuisves van Algerië af. Deur die skool het maar so 'n projek gedoen waar hulle vra vir die mense wat uitgekom het vir die kunste en die goed. Het huisvesting nodig vir kompetisies vir een of ander musiekkompetisie ding. En deur 'n kollega van my ma het ons toe gesê, ja nee, is reg, hy kan bietjie by ons kom bly vir daai 2-3 dae. En soos wat hy toe geoefen het vir sy musiekstuk, het hy die klassieke gitaar gespeel. So dit is soos 'n gewone akoestiese gitaar net met daai plastieksnare onder. Okay. En hulle speel gewoonlik maar meer in die Spaanse styl van musiek, as ek dit nou maar so kan opsom. En hierdie ou begin toe sy stuk te oefen op daai gitaar
En ek kyk hierdie storie so en ek soos ek moet dit kan doen. Dit lyk vir my ongelooflik, my kaakbeen hang op die grond en ek sê vir hom, "Hi my friend, can you teach me this? This is very cool." Hy sê toe vir my, "Ja, hy sal my met liefde leer." En daar sit ek en hierdie ou, sy naam is Alerio. Daar sit ek en hierdie ou daar in die kompleksie waar ek groot geword het, daar op 'n hobbel buite vir 4-5 ure stryd. Hy gee nie moed op my nie. Ek weet tot en met vandag nie hoe nie, want ek het 2 linkerhande apparently gehad in daai tyd. En toe ons toe gestop het op die einde van die dag, is die buurvrou uitgekom en gesê, "Jessie my seun, dit is pragtig, maar is nou genoeg. Dit is nou genoeg." En toe van daar af toe kry ek net 'n ongelooflike groot passie vir gitaar speel. Ek het toe maar YouTube video's en goed gekyk. Ek kon nie teen daai tyd musieklesse bekostig nie, want ek moes dit self doen, want my pa het vir my gesê, "Luister, as ek nog iets wil optel, 'n hobby of 'n ding, dan gaan hy net naby mal word, want ek sal nou vir hom sê ek wil hokkie speel, dan tel ek die hokkiestok op. En dan 2 weke later sê ek, "Ag nee man, hokkie is nou nie meer vir my lekker nie. Ek wil nou rugby speel." En dan soek ek toks en dan soek ek 'n cricket bat. So toe sê hy vir my, ek moet eers vir hom bewys dat ek werklik belangstel om gitaar te speel, voordat hy nou vir my instrument gaan koop, want ek meen instrumente is nie 'n goedkoop storie nie. En nietemin toe het ek vir 'n jaar lank 'n vriendin se gitaar geleen wat in ons kompleks gebly het, elke middag na skool na toe gestap. Dit klink verskriklik, hulle het soos 200 meter van ons gebly. Dis nie ver stap nie, was net 'n stap. Ek het die gitaar gaan haal en in die aand hom weer teruggevat, so deur die dag net bietjie geoefen toe ek moes huiswerk doen, op YouTube gegaan en vir myself gitaar geleer. En toe van daar af het ek een song wat ek net nie kon regkry nie. Dit is eintlik so eenvoudig as ek nou terugdink, maar die song Chasing Cars van Snow Patrol kon ek net nie regkry as ek nie die melodie hum nie. En toe daardeur het ek die stukkie gespeel en ek hum die melodie saam met dit en toe dink ek by myself, "Jessie, maar dit klink nie dis sleg nie." Ek kan seker maar gou bietjie try, dit het sleg geklink. Ek dink 'n mens moet versigtig wees, want ek's eerlik, ek dink ook ek klink nie te sleg nie, maar baie mense het al vir my gesê jy klink sleg. So dis die reine waarheid, maar okay, so iets voordat jy net aangaan met daai storie. Ek dink wat vir my so mooi is daar's baie keer hierdie persepsie dat jy eendag net opgedaag en toe hoor iemand jou sing en toe sê hulle soos, "Okay, jy's Bartu en jy gaan van nou af optree by Afrikaans is groot en waar ook al. En wat vir my mooi is van die storie is die struggle, die proses om uit te kom waar jy vandag is. Elke dag die werk in te sit en ek dink weer eens vir enige iemand wat hier sit, hier's iets wat jy saam met jou kan vat. Is as jy 'n droom het en jy het regtig iets wat in jou hart leef, begin het. Jy hoef nie noodwendig die beste equipment te hê nie, jy hoef nie noodwendig die beste lesse te kry nie. Begin net, want ek dink dit wys klaar iets van die proses wat besig is aan die gang. Sorry. Maar ja, musiek, 100%. liefde, dis 'n ongelooflike storie. En ek sê dankie vir daai ad. Ek sou dit nie beter kon sê nie, man. Dit is 100% waar. Ek dink passie gaan baie verder as enigiets anders op die einde van die dag. As jy regtig in iets glo en dit wil bereik, just go for it. Never stop. Maar nietemin. Ek het toe ek daai Chasing Cars nou van Snow Patrol geleer het. Dit was nou so 'n jaar nadat ek het baie stadig geleer. Maar nietemin, so jaar in en kom ek sê eerder so 7 maande, ek wil nou nie jok nie. Het ek by die huis aangekom en ek het geoefen, ek het vir my maale gesê, "Luister, ek wil gou vir julle hierdie nuwe ding speel wat ek nou geleer het. Ek is nou super trots op myself." En my ma sit toe daar, sy sê, "Ja, my seun, ek luister." En my pa kom toe en my pa se ding altyd was as hy terugkom van die werk af sê hy vir ons, "Ons goed in die bakkie, ons moet gou die bakkie gaan uitlaai, groceries en stuffies maar." En my pa kom toe in met die groceries daai dag en ek sien toe klaar ietsie is vreemd. Maar hier sit ek op die reiling van die bank en ek speel toe my gitaartjie. Hy sê vir my, "Nee, Jesus my seun, dit klink baie sleg. Dit klink nie baie mooi nie." Maar ek dink dit gaan beter klink op hierdie enetjie. En toe het hy vir my eie gitaar gekoop. Jesus, ek raak so emosioneel. Dit was 'n amazing oomblik, 'n oomblik wat ek nooit in my lewe sal vergeet nie. En toe net om daai spark te sien in my pa se oë van 'n werklike, okay, ek glo jou. En daai trots net om te kan sê, okay, ek gaan nie hierdie weggooi nie. Ek gaan iets maak hiervan en ek gaan regtig moeite doen daarin. Van daar af het ek toe net regtig hard gewerk. Ek het begin fokus op my stem, ek het begin sing. Ek het my tone gevind, as ek dit so kan stel, deur Kaleo se Way Down We Go te luister. Dit is iets wat baie resonate met my tipe stem. Ja, maar ek wil graag hoor, so wat ek hoor hier tussen die lyne is, daar's nog hoop vir my. Verseker. Luister net Kaleo.
Nee, wat jy het nou gesê, jy moet net jou toon vind. Ek dink ek het net nog nooit my toon gevind. Vind dit jou toon man, dit is soos L'Oreal make-up. Is dit 'n brand? Ek weet nie, maar okay, great. So daar's hoop. Nee, daar's altyd hoop. Dankie. Net nie noodwendig insing nie, maar daar's hoop. Okay, en toe toon gevind en Ja, toe het ek maar begin speel by open mic nights, karaoke's. Toe kry ek maar hier 'n bar gig vir 'n pizza en 'n biertjie en 'n toe markies gespeel, toe het ek 'n ontmoet met die naam Christian Baartman wat my toe verskriklik gehelp het. Hy het vir my gesê, "Hier is vir jou 'n sisteempie wat ek kan leen by hom natuurlik en 2 speakers." En toe begin ek my eie shows te reël by markies en goed wat ek vir 5 ure in die middel van Johannesburg speel. My hele set is Afrikaans, dit was walglik. Maar ons het dit gedoen en ons het deurgedruk en toe het ek op die einde van die dag by die plekkie uitgekom met die naam So Waarbaar. En hier het ek nou open mic gaan speel, en ek het dit gelike, lekker naby aan my huis. En ek gaan speel dit toe elke liewe maandag. Daar's nie 'n maandag wat ek gemis het nie. En hulle MC, die ou wat dit als geran het, toe iets het gebeur en hy kon nie meer daar werk nie en die ou van die kroeg vra toe vir my, "Luister, wil jy hierdie projek vir ons oorneem?" En ek sê, "Yes, 100%, ek is in." Ek begin toe MC en ek reël toe bietjie shows daar en ek boek myself natuurlik ook so bietjie. En toe ek weer sien, toe is daar 'n ou met die naam Stefan van Huisteen wat vir my sê, "My vriend, ek is van Sony Africa af. Ons is 'n platemaatskappy. Ek ken net record labels van movies af. Ek ken nie hierdie tipe goedjies nie." En hy sê vir my, "Ek's van 'n platemaatskappy af en ek sal graag 'n koffietjie met jou wil gaan drink en hoor hoe jy jou toekoms in musiek sien." En ek sê toe eers hom, "Ag, ja, sure buddy, jy het net weer te veel bier gedrink of iets. Asseblief, moenie my hoop so opsit nie. Hy sê, glo my of nie, is my besigheidskaartjie. Alles lyk te legit." En ek sê, "Wel, kom maar gaan drink maar 'n koffietjie saam met jou." En dit was reël geweest. Dit was absoluut die Here se genade en dit het my in 'n pad ingelei wat ek elke dag opstaan en net kan dankbaar wees voor, want 'n 9 to 5 is nie vir my nie. En toe 2 maande later het ons H2O vrygestel en nou sit ons hier 3-4 jaar later. Awesome, what a story. Dis ongelooflik. Ek wil begin. Hoeveel keer as jy nou gaan speel het vir 4-5 ure in Johannesburg en net Afrikaanse set speel? Hoeveel keer het jy gewonder of jy actually by 'n plek gaan uitkom waar jy dit gaan doen vir 'n lewe? Of het jy gedink dit is jou lewe? Is om vir 4-5 ure te speel? Nee, so tydens dit het ek nog steeds vasgewerk. Musiek was net vir my 'n absolute passie geweest en dit was maar vir my hobby geweest en natuurlik hoe meer geld mens kon kry as 'n student, hoe beter op die einde van die dag. Maar ek het nooit in my wildste drome gedink dit is enigsins iets wat kan waar word nie. Ek meen, om met jou baie eerlik te wees, ek het nie eers daaraan gedink as om dit vir 'n beroep te doen nie. Ek het nie geweet dit is 'n opsie nie. En toe ek actually sien hoe ons geboek word en goed, ek meen, ek was die eerste show wat ek gespeel het nadat ek H2O vrygestel het, was 'n show daar in Hartenbos met die naam Amfiehart. En ek sê, "Ag, cool, lekker, dis oulik." Ek kom maar aan toe so 15,000 mense. En ek staan met 'n akoestiese gitaar en 'n kickdrum. En die res van die ouens is Spoegwolf, Rian Benadi. Hier's hierdie manne, daar was internasionale acts ook gewees en hulle almal speel met vol bands en ek sit hier en ek is net soos, "Okay. Ek is hier. Dit is lekker." En 2 maande later toe word ek geboek vir my eerste Afrikaans is groot. Awesome. En toe besef ek, "Oh my word, hierdie is soos ek. Ja. Hierdie kort gat wat hier sit. Dit is die waarheid." En tot en met die oomblik wat ek die verhoog verlaat het die laaste keer by Afrikaans is groot. Daar was dit 9-10 shows gewees. Daai is die eerste keer wat ek actually besef het, want ons almal het 'n groepsfoto geneem met die Wêreldbeker nog teen daai tyd. Ons was actually by die Afrikaans is groot gewees. Dit was baie scary. Ek het uit 'n baie hoë dak uitgeval. Ja, dit was brilliant. Dit was baie lekker geweest. Maar nietemin, daar aan die heel einde ons almal hou die Web Ellis vas en ek kyk links, sien ek my pa langs my. Ek kyk regs, sien ek vir Janita Du Plessis. Ek weet, wow. En toe besef ek, jy is nie nou meer die seentjie wat droom nie. Hierdie is jou kollegas, hierdie is die mense saam met wie jy werk en dit is ons verantwoordelikheid vir al die mense in my ouderdomsgroep nou wat lovely is hoe baie ons is en hoe meer van ons daar kom. Dit is absoluut ons verantwoordelikheid om die musiekindustrie in Afrikaans in die regte manier vorentoe te vat. Ja. En nie heeltemal die pad duister te word nie. So baie groot verantwoordelikheid saam met hierdie droom. Ja, awesome. Maar what a blessing. So terwyl jy nou besig was om shows te doen en gigs te doen, hoe baie keer het jy obviously
jy knyp jouself nou en dan nog steeds en dink, "O, maar hoe is dit moontlik?" Hoe baie keer is die versoeking om regtig net vas te bly staan dat dit net op pure talent is en tot niks te doen met enigstens geluk of enigiets soos dit nie. Hoe baie keer is dit die versoeking om te dink dat, "Wow, ek verdien hierdie moes oor my pad gekom het, ek verdien elke oomblik." En hoe baie keer speel daar 'n rol van, "Wow, hierdie is so groot geskenk. Ek kan nie by myself dink dis waar nie." So 0% die eerste een. Dit is vir my regtig en ek weet nie of dit vir almal so is nie en ek wil nou nie sê ek is humble nie. Dit is glad nie wat ek bedoel nie. Ek meen maar net ek kan tot en met vandag hier waar ek sit myself nie indink hoe ek so bevoorreg is om in hierdie posisie te sit waar mense actually luister na iets wat ek te sê het in 'n manier van kuns, melodie en ritme. Dit is 'n ongelooflike voorreg. So ek sê vir jou 100% van die keer wat ek wakker word en daaraan dink, is dit vir my soos, wow, ek verdien hierdie nie. Ja. Dit is nie van ek verdien hierdie en dit is 'n blessing. Kyk, dit is 'n baie groot blessing, maar elke dag sê ek vir myself, ek verdien hierdie nie, ek moet harder werk, daar's iets wat ek moet doen, iets is missing. Daar's heeltyd iets hier wat my krap, wat vir my sê, staan op, go, gaan nog verder. Jy verdien nie wat jy nou gekry het nie, gaan verdien dit. Gaan doen iets daaromtrent. So dit is so baie vreemde ding om aan te dink, want dit is nie iets wat my stoot om geld te maak nie. Dit is nie iets wat my stoot om groter verhoog te speel nie. Ek figure nog uit wat dit is waantoe ek gestoot word, maar Ja, ons gaan nou 'n bietjie gesels daaroor, maar ons het hierdie sê ding wat ons baie oor praat in personeelvergaderings en so aan. Ons glo die Here vertrou ons gemeente ook regtig met ongelooflike goed en ons is so dankbaar dit waarmee die Here ons al vertrou het. Is ons al baie keer praat oor hou dit lig vas. En waar dit eintlik maar gaan is die postuur is dis nie joune om vas te hou nie. Dis eintlik iets wat die Here vir 'n seisoen in jou hande sit. En om dit verantwoordelik te dra is belangrik want na jou is daar iemand wat kom. yes, En as jy daai ding vashou, kan dit jou meer seermaak as wat dit enigstens almal sal goed doen. So wanneer die Here jou vertrou met iets groot, hou dit lig vas. En maak seker dat jy dit nie vir jouself vashou nie, maar dat jy besig is met 'n sitplek of 'n stem of iets voor te berei vir die volgende generasie. So dis net 'n mooi sê ding. Beautiful, man. Ja, so 'n mooi sê ding. Daai is stunning. So, waar ek geïnteresseerd is nog verder is eintlik maar hoe jou storie afgespeel het. Jy het gesê jy het maar eintlik toe ons vir die tyd gesels in 'n Christelike huis groot geword. So hoe daai setup gelyk? Kerk toe gegaan, was dit deel van jou lewe? Toe ek baie jonk was, ja, toe het ons nog baie gereeld kerk toe gegaan. Maar ek praat van baie jonk. Ek was seker 10 tot en met 10 jaar oud gewees, het ons nog Bybelstudie gedoen en alles. Ek is nie seker wat gebeur het tussendeur nie, maar hier van 10 af op het ek dink dit was maar aan my ouers se kant gewees, het hulle dit bietjie die pad wat hulle sommer hede gestap het net bietjie afgedwaal. En tot en met daar nooit weer regtig intensely betrokke geraak daarin nie. Ek het nog altyd geglo en ek was kort herinner dat ek moet terugkom en teruggetrek word, maar die lewe het net nie so uitgedraai vir my teen daai stadium nie. Ek was seker hier van 16 af het ek lekker hard begin kuier en ek het maar net besluit, weet jy wat, hierdie lewe is nie so ernstig nie, ons gaan maar wat gaan brandewyn nou regtig met my doen. En ek het 'n keer gegaan man, tot en met vandag hier waar ek sit, is ek nog steeds besig om gered te word. Ek meen daar's nooit 'n punt waar ek gaan stop en sê ek kan nie beter word en ek kan nie nader kom en ek kan nie my verhouding sterker bou nie. Maar ek moet vir jou sê eers hierdie jaar het ek weer 'n pad sommer Here begin stap. Ja, en ek dink dis 'n interessante ding wat ons gesels en dink aan mense met wie ons kan 'n gesprek hê. In hierdie reeks het jou naam op die tafel geland en ek was soos Bartu, jy het nou net oor sigarette 'n liedjie geskryf het. Ja, maar die tattoo. Nee, die tattoos. Kyk, niks teen tattoos nie. Dis 'n gesprek vir 'n ander dag. Yes. Maar ek dink toe by myself soos die storie en doen so 'n bietjie navorsing, hoor so 'n bietjie en gesels so 'n bietjie en toe het ek voor die tyd ook weer eens met jou gesels. Jy was die 22ste Februarie hierdie jaar gedoop. Yes, Groot doop. ek was inderdaad. Ek dink weer eens ons as 'n gemeente hou daarvan om dit te celebrate. So ek dink ons kan regtig vir 'n hand gee vir wat die Here eintlik doen. Ons is genuine dankbaar. Dit is 'n ongelooflik dat dit is awesome. Ons wil dit saam mee celebrate want ek dink weer eens dis 'n oomblik wat jy ook as iemand wat jouself op 'n groot verhoog sien en waar mense jou op 'n groot verhoog sien, waar jy eintlik ook maar daai verhoog deel en sê maar luister, hierdie is nie net my storie nie, hierdie is 'n storie van genade. En jy het gekies om jouself te laat doop en te sê maar Here, ek kies om te leef in U wil. So jy het ook vir my 'n interessante storie vertel, die opbou daartoe en weer eens ek dink ons as gemeente as jy gehoor het die storie dan is dit baie maklik. Eers maar ek weet nie of moet ons oor hierdie praat nie, maar
ons praat oor enigiets. Ons hou regtig van alle Love it. onderwerpe en Love ons kan oor dit gesels. So vertel vir mense eintlik maar wat was die opbou rondom hierdie en wat het dit wakker gemaak binne jou? So ek het saam met my dame het ons teruggekom van vereniging af. Ja. Daar ek bly in Pretoria, ons het Pretoria toe gegaan en ons het so klein Jack Russelltjies, sy naam is Leo. En Leo. Leo, Soos leeu. kort vir Leo. Actually, sparkle. Maar nietemin, ons kom toe by my huis aan en ons koop vir hom speelgoed, The Works. Hy gebruik dit glad nie. Hy Ja. soek 'n Coke bottel of 'n tak en dan is hy baie happy. En ek loop toe om die jaar net om te kyk waar sy speelgoedjies is en sy sê vir my, "Jesus, my liefling, kyk gou hoe so hy eet hy kou een van sy teddies." En ek sê, "Dis baie weird." En ek kyk toe sit een van daai Labubu goedjies. Weereens ek weet nie wat dit is Dit nie. is- Ek weet nie of julle weet nie. Dis 'n scary teddy, ou. Dit is nie 'n cool teddy nie. Ou. Nee, maar nietemin. Toe ek eers baie verbaas, ons het toe bietjie verder geloop. Ek het toe nie veel gedink daarvan nie. Toe sien ek teen my bure se muur, daar's so 'n kort muur aan die een kant van my erf. Is daar aan hulle huismuur geskryf. Daar so ek dink dis 'n pentagram, daai ster ding met so 'n sirkel om. Ja. In rooi en reg langs dit staan daar murder plot. En dit wys toe na my huis en dadelik kry ek net ek voel dit ongemaklik. Ja. Dit is nie. Jy wil dit nie sien nie. Nee, dis Verstaan so jy? weird. En ek dink toe nie veel daarvan nie. Ek en my dame salf toe, die huis ons bid en alles voel lekker. Ons gaan toe aan met die dag en alles is normaal en dit was 'n Vrydag, Donderdag rond gewees en ons gaan toe op ons naweek se toer. Ons gaan show toe en toe ons daai Sondag het ek alweer kom aflaai en ek is toe terug huis toe die Maandag, Dinsdag daar rond. Toe ek by die huis aankom, toe voel ek net nee. Iets is nie reg nie. Iets fight nou met my en dit is nie lekker nie en ek besluit toe ek gaan my groot seentjie broekie aantrek en ek gaan maar alleen in my huis instap want ek is mos 26, ek mag nie bang wees nie. En ek loop toe my huis in en ek sê nee, wyk in die naam van Jesus Christus. Ek doen alles en dit druk net op my bors. Dit gaan nie regtig weg nie. En ek gaan lê tot die aand in die bed en ek bel toe my dame en ek sê vir Jessie, dit is net baie heavy. Yes, ek kry smoorvleis. Dit is baie heavy, ek voel bang, ek voel angstig, ek voel daar's hierdie gewig op my bors. Ek kan dit nie afkry nie. En ons begin toe saam bid oor 'n video call. En hier begin ek net te lag, nê. Maar as ek vir jou sê lag, voel ek die teenwoordigheid van die Heilige Gees so duidelik dat ek dink die hele kompleks het dit gevoel. Dit was unshakable. Ek lag en ek kan nie vir jou sê nie, ek het so verligting, ek het gevoel asof ek kan vlieg op daai oomblik. Dit was ongelooflik. Ek het al gaan skydive. Dit was baie naby aan daai gevoel gewees. Dit was net vry en rustigheid en vrede. En toe net uit my mond uit, toe kom maar ek wil groot doop. Ek sê vir hom, "Jesus my lief, ek wil gaan groot doop." En dit is en ek is nou dood eerlik met jou, ek het nog nooit daaroor gepraat nie. Ja. Nog nooit regtig daaraan gedink nie. Dit was nie regtig vir my opsie nie. Ek het om met jou eerlik te wees, ek het vergeet regtig dis 'n ding. Ek het nie geweet mens moet dit regtig doen nie. Ek het nie verstaan hoekom mense dit doen nie. En toe kom dit net uit my mond uit en ek het toe 'n bietjie met haar gesels daaroor. Haar ma toe woord gekry vroeër daai dag dat ek moet groot doop en dat sy wil hê ek moet groot doop. My broer het toe na my toe gekom. Ek het hom toe gebel en vir hom gesê luister, ek wil groot doop. Hy het vir my gesê, "Wat? Check gou hierdie boodskap hier so WhatsApp." Ek het in die week daaroor gepraat dat jy moet groot doop. En alles het net so bymekaar gekom. Ek het daai die Sondag daarna of die Sondag daarna, die 22ste Februarie soos jy gesê het, ek toe 3CI toe gegaan daar in Pretoria en my broer het my gedoop. Awesome. Dis ongelooflik. En ek dink dis die mooi storie is in 'n proses waar mens begin beweeg na dit en jy sê hierdie jaar het jy daai drukking begin ervaar dat jy nader aan Here moet kom en ek dink 'n mens moet gehoorsaam wees aan daai stem. Want wat baie keer gebeur is jy kan beleef en voel. Ons het die mooi prentjie vir my hoe wanneer Jesus die vergelyking vertel van die 100 skape en hoe die een wegraak en hoe bly sal jy nie wees as jy net daai een skaap gekry het en terugkom met daai een skaap nie en daai prentjie speel oor en oor in my kop hoe Jesus bereid is om agter daai een skaap aan te hardloop. Ja. Om seker te maak dat daai een skaap na 'n plek toe kom waar hy veilig is. En ek dink baie keer is ons die skaap wat net aanhou weghardloop. Yes. Ons is die skaap wat net aanhou 100%. beweeg. Ons hoor ons herder roep ons, maar ons is net soos okay, hier's nog gras, hier's nog water. Hier's goed wat ek dink my nog meer versadig gaan maak. En ek dink eintlik maar die roep eintlik is
as die Here iets op jou hart druk, moenie wag vir okay, laat ek net eers klaar maak met my eksamen nie of wel, laat ek net gou klaar maak met hierdie of laat ek net klaar studeer of laat ek net klaar maak met hierdie, laat ek net eendag trou. Is ek wil amper vir jou sê dis nie die moeite werd behalwe vir die feit dat dit dalk te laat kan wees nie. Dis net nie die moeite werd nie. Dis nie moeite werd om aan te hou deur lewe gaan sonder om saam met die bron van lewe deur lewe te gaan nie. En ek dink wat vir my interessant is in jou storie is ons het toe gesels oor hoe lyk kerk en jy sê wanneer jy kan, dan gaan jy kerk toe en jy gaan daar 3CI toe in Pretoria. Maar wat vir my baie mooi is die manier hoe julle as 'n band net die approach gemaak het om te sê maar dis iets wat julle deel moet maak van julle lewe. Dis nie net 100%. iets wat 'n Sondag moet gebeur nie, maar iets wat deel maak van julle lewe. So hoe presies doen julle dit? Soos jy gesê het, ons sukkel baie om Sondag by die kerk uit te kom want elke Saterdag aand is ons 4 provinsies daai kant toe, 4 provinsies hierdie kant toe want volgens my kontrak, nou my live performance kontrak, mag ek nie 4 weke voor 'n show en 4 weke na 'n show in 100 km radius van daai plek af 'n vertoning hou nie. As gevolg van bemarkingsredes. So ek travel baie ver elke naweek, menende ons kom Saterdagoggend 8:00 se kant weg by Pietersburg, dan moet ons nog al die pad hiertoe en daartoe ry. So ons moes iets uitfigure hoe ons kerk na ons toe kon bring. So die lang pad het in plaas daarvan om nou te wees van hierdie ou kyk 'n TikTok en hierdie een luister musiek en hierdie een slaap en die het ons besluit as ons op Sondag terugry, gaan ons vir ten minste 'n uur lank daar rondtig. Daar's nie regtig tyd verbonde nie, maar dit stop gewoonlik nie voor 'n uur verby is nie. Dan sit ons net praise and worship op en ons gaan te keer ons almal praise and worship, ons kies liedjies, ons favorite liedjies, ons vertel stories van hoe hierdie liedjie vir ons mening het in ons lewens. Hierdie een vertel 'n liedjie, dan haal die drummer sy Bybel uit, dan lees hy gou 'n versie wat heg daaraan, dan sal ek my Bybel uithaal terwyl ek bestuur en ek joke. En dan sal ons die Bybel so rondstuur as almal te moeg is om die om nou self te lees en staf, dan lees ons dan luister ons maar net die podcast of iets. Die luister die Bybel. Ons luister die Bybel op hy wat sê YouVersion Bible app. Een van 'n app. YouVersion. Yes. So reg voor jou is daar QR. As jy heel onder toe gaan op daai QR, is YouVersion Bible app. Dis 'n great app. Maar dan luister jy die Bybel. Yes, daar's 'n op my Bybel is hy kom saam met 'n wordbook wat hy soos uitspreek, which is baie cool. So dan luister ons die Bybel en dan bring ons so kerk na ons toe. Ja. Ek dink die een ding wat dit baie moeilik maak, wat ek sê dit is en ek weet nog nie, ons probeer nog daai probleem uitfigure. Want ons mis altyd die oggenddiens en ons is bietjie te vroeg vir die aanddiens. Ja. Wat beteken ons sukkel net nog om daai punt te kry waar 'n leier moet wees en sê luister, vandag gaan ons sit en ons gaan hierdie luister en ons gaan hierdie doen. Maar op die einde van die dag dink ek sodra ons aan daai kar klim en besluit ons gaan nou praise and worship opsit, dan wys die Here ons net 'n pad en dit is ongelooflik. Die vreugde wat ons beleef in daai kar, ons maak die sunroof oop. Ons kyk net na die wolke. As dit reën, as dit son skyn, maak nie saak nie. Dis ongelooflik. En ook daar is nie een vertoning wat ek en my band doen. Ek's absoluut geseën met 'n band wat my nader bring aan die Here en my nader dryf na die Here, net om 'n beter mens te wees en om 'n beter pad saam met hom te stap, want elke keer as ek hulle sien, dan is hulle soos, "Yes man, het jy al hierdie gehoor? Hulle vertel sulke cool stories, so dis baie inspirerend. Maar nietemin wat ek wou sê, ons begin nie 'n vertoning voordat ons huddle agter die verhoog, almal wat daar is, ons salf ons hande en ons bid saam, dat die Here saam met ons is vir elke show en dit sal nooit verander nie. Ja, is awesome. En ek dink weer eens dis 'n manier hoe ons moet besef dat kerk en ek gaan nou praat oor hoekom kerk vir ons belangrik is en ons het so 'n cool reeks wat ons vanoggend afgeskop het en Marius het ons gemeenteleier het so mooi genoem wat eintlik maar die doel van kerk is. Ons dink baie keer kerk is die gebou en ons moet net na die gebou toe kom en dan moet ons hierso by die gebou sit en dan moet ons iets luister en dan moet ons huis toe gaan en nou voel ek so klein bietjie beter want die woord was mooi geweest en unlucky nou was dit nou nie die geval was nie want dit miskien het iemand nou afdag gehad of die praise and worship was nou nie hulle 2 stadiges in plaas van 2 vinniges gedoen. Hulle gewoonlik is ons 1 vinnig, 1 bietjie stadiger en 1 baie stadig en dan jy reg. Yes. Dan kom die preek en dan is dit reg. So as daai orde bietjie dan kan dit dalk vreemd wees, maar ek dink baie keer wanneer dit kom by ons prentjie van kerk,
moet ons dit so klein bietjie skei want ek dink nie dit is 'n gebou nie, glad nie. Ja. Wat julle dink ek baie goed begin doen is dit besef en sê maar elke interaksie, elke gesprek, elke plek waartoe jy beweeg is belangrik, want selfs die manier hoe jy met mense praat, gee 'n prentjie van wie jy is en waarna jou geloof plaas. En daarom is dit so belangrik dat elke gesprek wat jy het, elke persoon met wie die manier hoe jy jou werk doen, is 'n getuienis van wie Christus is in jou lewe. Want dis moeilik en ek en jy het so vinnig daaroor gesels. Ek dink kerk het sy stem verloor omdat ons baie gepraat het, maar die mense nie self soos dit geleef het nie. Ja. En ek dink dan verloor jy jou stem want enige leier wat aanhou praat en dit nie doen nie, is 'n leier wat besig is om ek het dan 'n vriend wat vir my sê jy boor gate in 'n emmer. Dis elke keer wat jy iets sê en jy doen dit nie, boor jy 'n gat in die emmer. Yes. En eintlik al wat gebeur is die autoriteit wat in die emmer is eintlik maar besig om te lek. En dan baie keer dan sal ek vir hom 'n oproep gee en dan sê ek vir hom sê, "Hey, hoe gaan dit?" Dan sê hy nee, ek's besig om gate toe te maak in die emmer want hy het dalk gesê, "Luister, so ek moet hierdie doen of ek moet daai doen." En hy het dalk nie by dit uitgekom nie. Yes. Wat weer eens verstaanbaar is, maar ek dink wat ons graag wil begin doen is ons moet begin mense motiveer en dis wat kerk moet begin regkry is om mense by plek te skuif om te wys die manier hoe ons lewe maak saak. 100%. Dit maak saak. Hoe ons met mense praat maak saak. Elke interaksie wat ons het maak saak en vanoggend se boodskap wat vir my so mooi is genuine. Ek dink dis ons oortuiging vas en ons staan by dit is die hoop van die wêreld is die lokale kerk. En as ons regtig 'n verandering in Suid-Afrika wil sien, ek dink weer eens net bevestig wat Marius gesê het, dit lê nie in 'n politieke party nie. Dink jy dit lê presies in 'n president nie? Dit lê regtig in die kerk. As die kerk nie die verantwoordelikheid gaan opneem om te doen wat Christus ons vergeroep het nie, dink ek nie ons gaan die verandering sien wat ons graag wil sien nie. Ek is nogal stom geslaan want dit is 100% waar man en dit is eintlik hartseer as mens daaraan dink hoe min mense besef dat op die einde van die dag as jy iets gedoen wil hê moet jy dit in jou eie hande sit. Menende jy moet self aksie neem daartoe en deur die kerk te doen wat julle doen is ongelooflik man om absoluut net die woord te versprei en die Here se werk te wys deur byvoorbeeld paaie te gaan regmaak en sulke goed in die community en een gaatjie op 'n slag toe te maak. Is ongelooflik. Ek het baie respek daarvoor. Gesprek en hierdie naweek wat verby is, het ek jou so vinnig genoem. Ons jeugleiers was op die dak gewees. Ja, in die reën. En ek kan nie nou presies die getal nie, maar oor die 2000 items, omtrent oor die 2000 items was ingesamel vir ons welsynsbediening. Ja, dis massive. Dit was insane geweest. That's great. En dit het gereën gisterand, want ek dink Tommy het nou die dag iets gesê van hy bid dat dit sal reën, wat verskriklik lelik is. Dit is nogal onnodig, hoor. Dit was onnodig. Hy het dit net genoem en weer eens, dis die krag van woorde. Yes. Hy het net gesê, ja, miskien moet ons bid vir reën en toe reën dit. So, unlucky en daarom maak seker wat jy bid dat jy reg jou hart regtig opreg is. Ek speel dit nou nie geval is nie. Waarvoor jy bid. So, ja, om reg te wees waarvoor jy ontvang, maar ek dink wat vir my mooi is genade verander mense stories. So jy het net iets van dit beleef. Hoe Jesus se genade eintlik maar meer en meer realisties word in jou lewe. Yes. En jy het iets mooi gesê. Jy het obviously jy voel jy neem saam met klomp kunstenaars wat jonk is, die verantwoordelikheid op om te sê maar ons het nodig om Afrikaanse musiek, spesifiek Afrikaans, maar musiek oor die algeheel te skuif in die rigting wat goed is vir ons land, vir ons kultuur, vir ons mense. Maar ek dink obviously meer as dit het jy nog verantwoordelikheid as net 'n volgeling van Jesus en ons het iets net so gesels wat vir my baie cool was. Wat glo jy is dit waartoe jy beweeg en wat is dit wat die genade besig is om te doen in jou hart? So ek was bang vir hierdie vraag. Nie om met jou baie eerlik te wees, man. Ek het nie 'n duidelike prentjie nie. Ja. Maar daar's 'n kompas hierso wat vir my wys, hierso is noord. Ek weet net nog of ek noord moet loop nie. Maar ek het 'n baie duidelike rigting. Yes. En dit is eintlik ongelooflik hoe die Here deur my werk op hierdie oomblik want ek dink hy weet hoe lui ek is. En op die einde van die dag het daar een ding oor my pad gekom en ek kan nou nie vir julle sê wat se show dit is nie. Cool. Maar ek het halwe petisie opgestel om by een van die grootste shows in Suid-Afrika, Afrikaanse mengelmoeskar dus tussen Engels en Als, maar daar's baie medleys en goed betrokke. Ja. Toe wou ek 'n petisie opstel tussen die kunstenaars dat ons 'n worship medley daarin sit. Want daar is so 40,000 mense betrokke by daai wat daai show kyk. Ek net gedink tussen al die gekuier en die rugby en die goed wat in daai tyd van die jaar aan is, kan ons
net bietjie Ja. terugtrek en ons dank aan die Here gee. En ek het toe begin werk daaraan. Dit het heeltemal deur die mat geval en nou gaan die vertoning nie eers meer gebeur nie. Oh goodness. So dit is vir my 'n baie weird ding om te sien. So ek weet self nie hoe en wat Ja. die Here vir my wil wys nie, maar daar is stappie vir stappie iets wat ek net bietjie duideliker sien, maar daar's 'n baie duidelike rigting waartoe ek stap. En al wat ek doen is bid en vra vir leiding en ek stap met my oë toe. En ek dink dis mooi want ek het met jou gesels voor die tyd is ons het hierdie kursus wat ons doen World Needs a Father en wat ons oor praat in hierdie is purpose statement. Is almal van ons wil leef met 'n doel. En purpose begin nie noodwendig net by okay, ek weet presies waar en wat ek wil doen nie. Dit begin by rigting. Die prentjie van 'n funnel. As in die begin is dit soos baie breed. Jy het hierdie prentjie van okay, hierdie is my talent, hierdie is my gawe, hierdie is die plek waartoe ek wil gaan, hierdie is die tipe mense ek voel hierdie is my purpose. Ek wil net begin beweeg soontoe. En soos 'n mens goed doen soos 'n petisie opstel. En soos 'n mens begin 'n tree vat van gehoorsaamheid op wat die Here nou in jou hart druk, begin dit al hoe duideliker raak wat jou calling is. Maar die begin is altyd baie moeilik. Is begin het. Dis die belangrikste is om te begin beweeg in daai rigting. En daarom deel ek dit ook op. Wanneer mense praat van purpose, is dis nie noodwendig net om te sê wat jou talent en jou gawe is nie, want jou purpose is eintlik maar 'n voertuig tot wat jou purpose eintlik is. Yes. En dit glo ons is om van die begin af net te besef dat wanneer jy die ongelooflike genade geskenk ontvang het, moet sê maar wow, ek is 'n kind van die Here het vir my gesterf en hy het vir my sondes gesterf en ek's vry as gevolg van dit wat hy vir my gedoen het, is my verantwoordelikheid nou om te sê maar okay, wie is die volgende ou wat dit nog nie ervaar het nie. Yes. En daai, soos 'n mens weet, dis jou ons noem dit 'n primêre purpose en dan sekondêre purpose is nou waar jy nou gedetailed raak. Okay, dis deur my vermoë en my talente om te sing waar ek 'n stem begin kry in 'n gemeenskap en begin 'n stem kry in 'n land waar mense begin luister, glo dit of nie. Ja. En ek het die verantwoordelikheid om mense te lei in daai. So massive verantwoordelikheid, maar Ja, ek dink no pressure. Definitief besig in die regte rigting. So wel dan daarmee. Nee, baie dankie, man. Baie excited oor dit. So net vinnig ook waantoe jy praat as jy nou sê jy besig om te beweeg in 'n rigting en jy is eintlik maar net gehoorsaam aan die Here. In die volgende seisoen rondom 26 lekker jonk. Wat is drome vir Bart toe? So ek het soos ek nou vroeër vir jou gesê het, wat ek tans beleef is iets waar ek nie eers kon droom Ja. in my wildste drome nie. So om vir jou te sê ek is nie besig om te streef na iets spesifiek en aardliks en ek wil graag Amerika gaan toer en hierdie. Ja. Daar is nie vir my tans so 'n tipe droom nie. Waaraan ek nou die hardste fokus is om want ek show ongelooflik baie. Ja. Ten minste een keer elke week. So ek wil 'n set kry wat ek bymekaar stel wat my persoonlikheid uitstreef, wat inviting is vir mense wat ongemaklik voel teenoor die Here. Daar is 'n plek in my lewe ook gewees waar ek as iemand met my begin praat oor Jesus, dan kyk ek dan sê ek soos ag man, mens praat nie in 'n sosiale ligging daaroor nie. Dit is nou time and place man, jou time and place. So ek is besig om te werk aan 'n manier om dit gemaklik te maak, om dit inviting te maak en nie dit geforseer te laat voel nie as dit sin maak wat ek sê. Ja, ek love dit. So al beteken dit ek moet so 'n klein stukkie van 'n worship song in 'n medley inwerk wat ek in een van my liedjies insit hier teen die einde van my uur en 'n half set, gaan ek dit doen. Maar op die einde van die dag wil ek 'n struktuur bymekaar stel waar ek vir myself kan begin werk in die musiekindustrie self. Ja. En ek kan begin show waar ek wil show. Yes. Ek hoef nie 100 kilos te ry elke keer nie. En ek kan iets dan doen. Ek wil 'n struktuur vorm en 'n platform vorm waar ek van daar af kan werk en net awesome. absoluut die Here se leiding vertrou van daar af. Wat sy missie vir my is, weet ek. Nee, en ek glad love nie. dit. Ja, ek love dit want jy is Glad besig met 'n rigting in te beweeg en ek dink ons gaan eintlik afsluit met hierdie want ek dink dis juis wat ek glo die druk is op ons gemeente ook is ons wil die gesprek uitnooi. Yes. Vir die mense wat dit ongemaklik vind om te praat oor Jesus, omdat dit ongemaklik vind om in 'n sosiale omgewing te sê maar hierdie is my ervaring, ek twyfel, ek dink dis 'n vraag wat baie min mense bereid is om te vra veral in kerk, maar juist die plek is waar jy dit kan vra, Yes. is
ons wil graag net 'n uiting gee, 'n uitnodiging gee vir mense om te kan sê, maar luister hierso, Jesus is vir almal. Hy's vir elke liewe persoon daar buite en ons wil net die uitnodiging gee om te sê, maar kom en wees deel. So ek dink ons deel eintlik maar dieselfde mission as om dit so kan sê is, hoe kan 'n mens by 'n plek uitkom waar jy daai invite kan gee vir iemand wat nog nie daar is nie. En dit inviting maak. En dit inviting maak want jy kompeteer met alles. Jy kompeteer met ongelooflike produksie. Jy kompeteer met die beste kommunikeerders daar buite, maar daar een ding wat net nooit gaan wen, wat teen wie kompetisie ooit gaan wen nie, is daai werklike vervulling wanneer jy Jesus ontmoet nie. 100%. Maar om die persoon uit te kry by daai uitnodiging is nogal 'n uitdaging. Dit is verseker. So Bartu, dankie vir daai en ek dink waarby ek wil afsluit is by elkeen van ons wat hier teenwoordig is vanaand. Is die uitnodiging vir jou is waar presies gaan jy daai uitnodiging rig aan iemand anders? Is aande soos hierdie skep ons juis vir iemand wat dalk vir die eerste keer graag nog nooit in kerk was en graag kerk wil bywoon, is om te sê maar hoe op aarde gaan ek ooit iemand wat nog nooit hulle voete in kerk ooit wou sit nie, hoe gaan ek dit regkry? Julle raai wat Bartu is hier vanaand, so kom ons gaan kerk toe. Om geleenthede te skep waar jy met mense in gesprek kan wees om te sê maar ek wil jou net voorstel aan iemand, voorstel aan iets en ek weet dalk dis vreemd vir jou en dis dalk nie iets waaraan jy dalk bekend is nie, maar ek wil graag hê jy moet net iets ervaar van dit. So ek dink dis wat ek eintlik vir elkeen van ons wil vra is wat is die Here besig met jou? Wat is die uitnodiging? Wat is die ding in jou hart wat hy mee besig is om te formuleer? Of dit nou 'n struktuur is, 'n set is, 'n uitnodiging is by jou werk, 'n manier hoe jy dalk iemand kan approach, vir iemand kan bid. Waarmee is die Here besig in jou hart? Om iemand uit te nooi na 'n plek toe waar jy kan letterlik een van die bekendste kunstenaars in die land wees en nog steeds ware vervulling ervaar wanneer jy Jesus ontmoet. Amen. Dat selfs die beste van die beste, Afrikaans is groot verhoog, nog steeds nie vir jou daai vreugde gee en daai vrymaak gee wat die Heilige Gees vir jou kan gee nie. Neersamper. So vir my en vir elkeen van ons wat hier sit, vir wie is daai uitnodiging nodig? En hoe kan jy 'n strategie uitwerk om 'n persoon by daai plek uit te kry? So ek wil jou vra, vir 'n oomblik, droom oor dit. Droom oor 'n uitnodiging, droom oor daai stap, droom oor daai tree. En kom ek sê vir jou, daar is soveel mense wat nodig het om dit te ervaar en dit te beleef. Maar Bartu, genuine dankie vir jou storie. Voorreg is absoluut myne. Dankie dat julle my gehad het. Dit was vir ons so lekker om met jou te gesels en dankie dat jou storie so baie mense inspireer. Nie net ek dink om te begin, jou storie inspireer baie mense om te besef dat dinge gebeur nie net nie. Wees gehoorsaam aan die klein dinge. Al is dit nou om vir 5 ure besig te wees met jou hobby. Ek het opgegee op die sing ding. Dit is definitief nie vir my nie. Maar miskien is daar iets waarmee jy dalk net kan begin en wees net gehoorsaam met daai klein ding en hou aan met daai klein ding. Maar ook aan die ander kant dat die ware vervulling in Jesus lê. En dankie dat jy daai storie kom share met ons. Waardeer dit so baie. My absolute voorreg. Ek gaan vra dat ek sommer so vir ons bid en dan gaan ons afsluit met gebed. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg dat ons so lekker kon gesels en Here is so lekker net eintlik om aan te hê waar ons met Bartu kon gesels oor sy ervaring en Here dankie vir die genade storie wat op sy lewe is. Dat U hom so deur 'n proses gelei het waar hy genuine planne moes maak en 'n droom moes jaag en Here iets so deur sy gehoorsaamheid iets laat realiseer. Maar Here, daar's ook hierdie massive verantwoordelikheid en ek bid regtig vir hom. Ek bid dat U vir hom wysheid sal gee, dat U vir hom krag sal gee. Here, dat dit waarmee U hom vertrou, dat hy genuine sal beweeg in 'n spasie waar hy mense lei na U toe. En Here, ek bid so vir elkeen van ons wat hier so sit vanaand, waar ons dalk iets beleef, iets ervaar. Here, dat ons hierdie net in ons harte sal inneem en besef. Here, dat U, die God van die heelal, die skepper van die wêreld, in 'n verhouding met ons wil staan. Here, dat U genade so ongelooflik groot is dat dit elke liewe sonde van ons bedek en dat U ons vergewe. Dit is iets wat ons nie oor eintlik maar lank genoeg kan stil staan en sê maar Here, so dankie nie. Maar Here, ek bid ook so vir elke persoon wat nodig het om dit te ervaar. Here, dat ons verantwoordelikheid sal opneem en om mense in spasies en plekke te kry waar hulle daai kan ervaar. Here, so dankie vir U genade. Dankie vir alles wat U vir ons doen. En Here, ek bid so, seën vir Bartie, seën sy bedryf waarna hy is, Here, seën sy talente, seën sy gawes en Here vir die pad vorentoe. Mag U hom lei na dit waartoe U hom wil roep. Here, ons bid hierdie alles in U naam alleen, in die groot naam van Jesus Christus. Amen. Amen.
Amen. Weereens, dankie vir jou tyd. Dankie Dit vir was jou. vir ons ongelooflik lekker geweest. Mag jy 'n geseënde aand hê, mag dit goed gaan met jou. En ek wil jou regtig vra, as jy regtig kan sien en as jy regtig wil, asseblief, ons sal graag met jou wil bid, maar nooi iemand na 'n diens toe, nooi iemand na 'n gesprek toe. Dit hoef nie noodwendig eers hier te wees nie, maar ek hoop regtig dat jy 'n geseënde week hê. Goed gaan. Totsiens.